Goeiedag, baie welkom by Woordspieël. Vandag se oordeenking vanuit die Nuwe Testament kom uit Handelinge, hoofstuk 12. Ek lees vir jou vers 5 met die tema aanhoudend gebid. Hoofstuk 12 vers 5, Handelinge sê, so is Petrus dan in die tronk bewaak, die kerk het aanhoudend vir hom tot God gebid. Hier is nog 'n voorbeeld vanuit die vroeë kerk oor van hoe hierdie gelowiges gedink het rondom gebed. Hoe gebed absoluut deel van hulle lewe was. Petrus word hier in die tronk gegooi nadat Jakobus vroeër doodgemaak is. Een van die disippels, Johannes se broer, is doodgemaak. Nou is Petrus in die tronk. So die gevaar is 'n werklikheid. Hierdie is nie net 'n bluf nie. Hierdie is 'n baie gevaarlike situasie. En wat doen die kerk? Hulle het aanhoudend tot God gebid vir Petrus. Mag ons as gelowiges en as kerk as geheel, aanhoudend bid aangaande alles. Aanhoudend bid aangaande mense wat tot redding sal moet kom. Aanhoudend bid vir ons dorp of stede. Aanhoudend bid vir die situasie in ons land, laat dit sal beter gaan. Aanhoudend bid vir huwelike dalk. Aanhoudend bid. Dit is in gebed wanneer ons so met God interaksie het, wanneer ons tot hom bid, dat hy ons harte en ons gedagtes verander en belyn met sy wil. Dit is in gebed dat God ons lei, hoe om op te tree. Dit is in gebed dat God bonatuurlik werk en dinge vir ons doen wat ons nooit sou kon doen het of vermag het in ons eie krag of met ons eie wysheid. Iemand, ek weet nie wie dit was, ek weet nie of het John Wesley was nie, maar hy het een keer gesê, God does nothing except in answer to prayer. God does nothing except in answer to prayer. God wil hê ons moet tot hom bid en hy wil saam met ons werk wanneer ons bid. Moenie moedeloos raak om te bid nie. Kom ons wees soos hierdie vroeë kerk wat aanhoudend tot God bid aangaande alles. Kom ons bid nou saam. Vader, dankie vir die voorreg om te kan bid. Ek kan direk met u gesels, soveel en so gereeld as wat ek wil. Ek hoef nie deur 'n persoon met u te praat nie. Ek hoef nie op 'n sekere plek te wees nie. Dit hoef nie 'n sekere tyd te wees nie. Ek kan direk met u praat, werk in en deur my en verander my wanneer ek bid. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag hê. Tot volgende keer.